Dis lekker vir my om jou te groet vanoggend op hierdie eerste Sondag van Januarie 2025 en sommer so met 'n lekker reën deur die nag. Ek sien hier by my kant het ons so 18 mm gemeet. Wonderlik. Dit lyk sommer lewe, dit lyk mooi. Dit maak mense opgewonde. Ek hoop jy het 'n goeie tyd gehad hier oor Desember tot nou toe. En as jy op die pad is, wees veilig. Ek het gesien die paaie is baie besig. Môre Rudy, welkom hier. Die paaie was verskriklik besig hier van Vrydag af tot gisterand toe, tot oor 1000 karre 'n uur hier deur die Tolhek noorde kant toe. So wees versigtig. Môre hier by Rast. Welkom ook hier by ons hier op hierdie eerste Sondag van 2025. Môre Louis van Nieuwenhuizen. Welkom Louis. Ja, ons pak 'n nuwe jaar aan met opgewondenheid. Môre Petro, welkom hier. Groot opgewondenheid. Ek groet jou met vars gemaalde koffiebone en 'n bodemlose koffie op hierdie Sondagoggend. So klomp nuwe dinge vir hierdie jaar. Daar sien ek het Ellen ook nou ingeskakel. Ekskuus, sy's alleen vanoggend aan haar kant. Môre Debbie Niemann. Tessa is hier by my kant. Môre Noontjie van der Berg. Die van julle wat op vakansie hou, ek hoop julle geniet dit. Van ons kinders hou vakansie, die ander boere alweer lankal. So die dinge moet aangaan ook. Ek het nou hier oor hierdie Desember tyd waar ek nou met mense gesels en mense kuier maar so oral rond met die mense. Môre Annette de Klerk, Etie Klaasen, welkom julle ook hier by ons vanoggend. Ek hoop ons kykgroepie, ons kykvriende, ons môre Marina Barnard, welkom. Ek hoop ons kom ons sê ons bodemlose koffie raak bodemloos. Môre Betsy Kutse, soos hy groei van krag tot krag en die boodskap van opgewondenheid, 'n positiewe verhaal uitdra na buite waar ons mense moed gee. Môre Steven Walters, welkom hier. Net soos elke Desember vakansie, wanneer daar ook baie binnelanders by die see is, jy weet die hele Vrystaat en Gauteng skuif omtrent Hartenbos, Mosselbaai se kant toe. En dan sodra hulle begin hierdie vars seelug inasem. Môre Martha, Anderson, iets sien ek al uit. Welkom hier. Binnekort maak ek 'n draai daar by julle kant ook. Sê julle nog vertel wat gaan aan. Besig om 'n klomp optredes te bespreek met 'n bodemlose koffie so deur die Vrystaat. Nou soos hierdie mense almal môre Ria besluit nou besig is daar by die see, jy het afgepak, alles is gereed en jy daai eerste koffie ingegooi en jy asem die vars seelug in. Môre Ilse Fransen, welkom hier. En jy laat die hare hang. Jy maak bietjie die hare los. En jy geniet hierdie seelug. Skoon. Die skoonheid van die see. Dan wil ons 'n huisie by die see koop, want dit is dan so lekker hier. Kyk hoe lekker is dit by die see. Elkeen wil 'n huisie by die see hê. En dan wanneer die Desember vakansie verby is en elkeen so teen die einde van die eerste week van Januarie weer terug is by hulle huise, dan is hierdie huisie by die see nou vir eers 'n bietjie vergeet, hè. Leonie Henning, môre, ja, besluit nou, as ek jou naam mis, môre Anita, dan vra ek om verskoning, want hulle hardloop baie keer so vinnig hier verby. Nou, Tommy Rogers, welkom hier, môre. Dan vergeet jy nou eers weer 'n bietjie van daai huisie by die see. Want dan skop realiteit weer in. Want dan moet jy skouer aan die wiel sit en jy moet weer werk, want jy moet verdien. Die lewe moet aangaan. Werk aan jou loopbaan, werk aan jou toekoms, werk aan jou aftrede, werk waaraan ook al. En in hierdie rot resies is jy weer terug voordat jy jouself kon kry en jy werk jou stok flou. So aan die begin dan het ons ook nog nuwejaarsvoornemens. En dit begin ook hier so, môre Amanda, daar uit George se kant uit, dis waar ons nou wil wees eintlik, want nou sit ek nog 'n bietjie hier in hierdie stadium vir eers. Nou ja, so die laaste week aan Desember tot by oujaar 12 uur, wanneer die klok slaan vir die nuwe jaar, maak ons die mooiste nuwejaarsvoornemens. Môre Susan Kloete, welkom. Voornemens van fiks en fiets word, ek hoor van almal, tot die in my huis het ek gehoor, ek moet nou ophou
om so al hierdie lekker goed te eet. Elna Sutherland, ja nee, ek het gehoor, ek en Tessa is op 'n dieet, ons gaan nou gesond eet, en gaskoeldrank uitsny en al daai goed. So ja, hier is ook voornemens. Gesonder leef. Ek het al gehoor hoe manne sê, hierdie jaar gaan ek en my gesin meer wegbreektye vat, sodat ons net kan rus. Môre Johan Koetsie, welkom hier. Sodat ons net onsself weer kan vind, dat ons nie 'n jaar lank werk, ons stokflou werk, moeg is, waar ek met iemand praat laasweek en sê, wie my liggaam sê nou vir my, hier's fout. Ek kan nie meer. Jy werk jou planke toe. En wat dan, as jy nie meer kan nie? Hierdie jaar gaan ek en my gesin bietjie wegbreek naweke vat, lang naweke maak, sodat ons 'n bietjie kan rus en mekaar weer vind in onsself. En hierdie jaar kyk ek meer na myself, dit het ek ook gehoor. Kyk ek meer na my toekoms. Môre Shambi, welkom hier. Kyk ek meer na my loopbaan, my gesondheid. Ek hoor hierdie goed, soos ek met almal gesels. Voor jy ooit weer, dis hierdie eerste week of 2, of die hele Januarie verby, en al hierdie nuwejaars drome is ook daarmee heen. Dan sit jy een oggend iewers op 'n bankie, nou nie vir oggend in Bloemfontein nie, want dan gaan jy natreen, behalwe as jy 'n sambreel het. En dan sit jy op 'n bankie iewers daar in jou tuin, wonderlik so 'n stil plekkie. Jy moet stille oomblikke kry langs die pad, om asem te skep. Sit op daai bankie met 'n bodemlose koffie, laat jy 'n geur van die koffie kry in die hand, en jy wonder, môre Annelie, welkom hier. Wat het gebeur? Waar is al my voornemens, al my mooi voornemens heen? En jy besef, dis hoe dit is. Voor jy jou kan kry, is jy terug in daardie groef, terug in die ou gewoontes. Jy kom agter, jy's maar net weer besig om voort te sleep met die stroom. Wat het geword van my mooi voornemens? Al die mooi drome vir die nuwe jaar. Dit is vir ons so gerieflik en veilig. Ons hou daarvan om maar daar by die ou gewoontes te bly, om nie grense te skuif nie, om nie die onbekende in te waag nie. Ons hou daarvan, die veilige en die bekende. Dan kom daar 'n tyd in elkeen van ons se lewens wanneer daar 'n nuwe rigting ingeslaan moet word. Miskien het jy pas klaargemaak met skool. Jy staan so op die drempel van jou studentelewe. Wat wag vir jou? Dis 'n vreemde. Jy het grense geskuif. Dalk betree jy hierdie jaar vir die eerste keer die grootmenswêreld. Dan kan wees dat jy jou jaar begin in 'n nuwe huis. Iets om na uit te sien, is dit nie? 'n Nuwe dorp. Dalk moes jy aftree na soveel jare se toewyding in jou loopbaan en jy moet nuut begin. Ek het daai roete gevat 'n jaar terug. En kan ek jou sê, ek kyk nie eendag terug nie. Dis die wonder van die lewe. Ek kyk nie terug nie. Miskien gaan jy vir die eerste keer 'n jaar binne sonder 'n geliefde aan jou sy. Dis ook wat gebeur in hierdie jaar met van ons mense. Ons sien nie altyd 'n duidelike pad wat voor ons uitgestrek lê nie. Ons sien nie hierdie goed raak nie, die onbekende nie. Baie keer sien ons geen pad nie, net 'n berg voor ons. Dan wanneer jy moet onthou dat jy hierdie jaar begin saam met 'n God wat daarin spesialiseer om paaie te maak. Deur die mees onherbergsame en onwaarskynlikste plekke, waar jy dink gaan nie 'n pad wees nie, wat 'n doodlooppad is vir jou dalk, wat jy sien, vir jou lyk dit na 'n doodlooppad. Hy spesialiseer daarin om daardeur paaie te maak. Hy sê vanoggend vir my en vir jou, hy sê ek gaan iets nie doen, staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyne pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Jesaja 43 vers 18 en 19. Is dit nie wonderlik nie? Ek meet dit ook aan hierdie naweek. Die hitte, die droogte. Ons kom uit die Karoo uit van die plaas af. Die Karoo bossies is droog, die veld is droog. Die Here kom en hy sê, wie wat? Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Dink net hoe huiwerig die klomp Israeliete sou gewees het om daai pad deur die see te vat. Hulle moes
net soos ons doodbang gewees het. Want hierdie water kan enige oomblik toemaak. En waar is jy dan heen? Tog is hulle daardeur, aan die ander kant uit op droë grond, want hulle het op God vertrou. Ek wil met jou 'n brokkie goeie nuus deel vanoggend. Moenie bang wees om vorentoe te beweeg, omdat die pad vir jou onbekend is nie. Luister na hierdie beloftes uit die woord uit. Kom ons vat die woord op nuut hierdie jaar weer. Stof die Bybel langs die bedkussie af. Gaan na die woord toe, luister hierna. Hierdie belofte uit Deuteronomium 31 vers 8. Môre weer na Grinling, welkom hier. Hy sê, die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal ook by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie. Moenie skrik nie. 'n Nuwe pad. Hou die belofte in van groei en vervulling. As jy daar in jou klein hoekie sit, dink jy gaan groei? Dink jy gaan jou wêreld verbreed, jou grense verskuif, die onbekende ingaan, nuwe dinge doen en leer? 'n Nuwe pad hou die belofte in van groei en vervulling. En wanneer jy uit vrees vir die onbekende besluit om te bly waar jy veilig en gemaklik voel, wil ek vanmôre vir jou sê, staan jy die gevaar om nooit jou volle potensiaal uit te leef nie. Vat hy belofte wat die Here vir ons in die woord gee, Deuteronomium 31 vers 8. Die Here sal voor jou uitgaan, die onbekende in. Hy sal ook by jou wees, jou hand vat, waar jy die onbekende ingaan. Hy sê jou nie in die steek laat nie. Hy sê jou nie alleen laat nie. En hy sê vir jou vanoggend, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Groet jou vanoggend met 'n bodemlose, vars koffie in die hand. Mag jy hier aan die begin van 'n nuwe jaar ervaar hoe die Here vir jou 'n pad oopmaak en elke tree saam met jou stap. Mooi loop.